by Onderwys in Gesprek. Ek is Karin Bloem, hoof van onderwysprojekte by AfriForum en in hierdie podsending gesels ons vandag oor die toekoms van ons kinders, ons gemeenskappe en die rol wat opvoeding daarin speel. Vandag gesels ons oor iets wat dikwels onderskat word, maar wat 'n diep en 'n blywende invloed op ons kinders en die samelewing het. En dit is die waarde van teater. Teater is soveel meer as net vermaak. Dis 'n plek waar stories lewe kry, waar taal en kultuur bewaar word en waar kinders leer om hulself en ander beter te verstaan. In 'n wêreld waar skerms en digitale inhoud toenemend ons aandag opeis, bied teater iets besonders menslik, 'n gedeelde ervaring wat empatie, kreatiwiteit en verbondenheid kweek. Navorsing wys boonop dat blootstelling aan drama en die uitvoerende kunste kinders nie net kreatief ontwikkel nie, maar ook hul selfvertroue, kommunikasievaardighede, dissipline en akademiese prestasie versterk. Wanneer ons kinders van jongs af aan teater blootstel, plant ons die saadjie vir kreatiewe denkers, meevoelende volwassenes en kultureel bewuste burgers. In hierdie episode gesels ek met Marnay Jooste, bemarking en kommunikasiebeampte by AfriForum Theater, oor waarom teater 'n noodsaaklike deel van opvoeding en gemeenskapsontwikkeling is en hoe ruimtes soos AfriForum Theater help om Afrikaanse kuns, stories en kinderteater lewendig te hou vir die jonger geslagte. Ons gesels oor hoe teater nie net gemeenskappe nader aan mekaar bring nie, maar ook 'n betekenisvolle rol speel in die opvoeding en emosionele ontwikkeling van kinders. En ons gaan kyk na die unieke geleenthede wat die teater vir skole en jonggehore skep. Marnay, baie welkom by Onderwys in Gesprek en dankie dat jy bereid is om bietjie met ons te gesels vandag. Dankie Karin, dis so lekker om hier te wees en bietjie, te gesels oor teater. Dis altyd vir my ook baie lekker. Teater is iets wat my baie na in die hart lê. Maar kom ons spring sommer nou weg met die eerste vraag en dit is volgens jou, watter rol speel teater in die opbou van sterk gemeenskappe, veral in die konteks van Afrikaanse kultuurbehoud, soos byvoorbeeld AfriForum Theater? So, teater bring vanselfsprekend mense bymekaar. Dit is rondom gedeelde stories, waardes en natuurlik ervarings. Dit versterk ook gemeenskapsbande en bring bietjie daai gevoel van behoort. Jy weet, as jy in 'n teater sit en iets gebeur en almal skrik saam of almal lag saam of almal huil saam, dit bring jou nader aan die persoon wat langs jou sit, al het jy hulle nog nooit ontmoet nie. En dan, jy weet, in die konteks van Afrikaans help dit natuurlik om ons taal en kultuur en tradisies lewendig te hou. En dit gee ons 'n geleentheid om ons stories te vertel en ons identiteit te vier. Ek bedoel, as jy dink na vertonings wat al daar was, soos die gelofte en die kaplyn en ons vir jou, dis ons stories, dis Afrikaner stories wat vertel waar ons vandaan kom en wat ons moes oorkom om hier te kan wees. Ja, en dit is belangrik wat jy sê, want geskiedenis moet op 'n manier relevant bly, nee. En as ons dit nie op kreatiewe maniere soos in die vorm van stories op die verhoog vertel nie, dan gaan dit half iets wees wat mense in belangstelling verloor, of omdat hulle nie voel dat dit noodwendige impak op hulle het nie, gaan dit veroorsaak dat hulle heeltemal belangstelling daarin verloor. Ja, ek dink partykeer dit voel, jy weet, geskiedenis voel verwyderd van jou huidige realiteit. Want dis iets wat jy lees wat 100 jaar terug gebeur het, maar op 'n teater, op 'n verhoog, wanneer jy daar sit en regtig deel word van die aksie, dan word daai lyne bietjie geblur en jou geskiedenis word nader, dit voel nader aan jou, ja, wat belangrik is. Leef jy alweer in daai tydperk in en jy kan half jouself indink hoe dit moes gewees het. So ek kan net dink dat dit waardevol is en dat dit belangrik is dat mens moet aanhou om stories op daai manier te vertel. Ja. As ons nou kyk na die tweede vraag, daar is 'n groot opvoedingswaarde wat kinders kry uit teater en ek het nou 'n bietjie genoem van vaardighede soos empatie en selfvertroue en akademiese prestasie. Wat kan jy nog byvoeg waar jy sien dat
jy weet, hierdie is nie net wel duimsuigery nie. Ja. Dit het regtig hierdie wonderlike invloed op kinders. Ja, so definitief soos jy genoem het, wil ek praat oor empatie, want ek dink dit is so 'n maklike woord om te sê jy voel dalk wat iemand anders voel, maar dit ontwikkel kinders want hulle leer om ander mense se perspektiewe te verstaan, want hulle sien die stories wat voor hulle gebeur en hulle sien nie net die een karakter se storielyn nie, hulle verstaan almal se wat help dat hulle eendag dalk hulle self in iemand anders se voete kan sit en dan, jy weet, meer empatie kan hê. Dit bou ook natuurlik selfvertroue soos jy genoem het. Ek bedoel, kinders moet leer om hulle self uit te druk en voor ander op te tree, te praat, miskien foute te maak en dan te weet hoe om dit te hanteer, want daar's 'n gehoor voor jou, of dalk te sien dat maatjies foute maak, of dat akteurs foute maak en hoe hanteer jy dit dan daarna? Dit verbeter ook natuurlik jou taalvaardighede, luistervaardighede en konsentrasie, want jy praat, jy lees, jy hoor die teks wat om jou gebeur en jy moet konsentreer sodat jy die storie kan volg. Dan, dit ontwikkel kreatiewe denke. Hierdie is iets wat ek dink mense ongelooflik onderskat. Hulle dink altyd kreatief wees is om prentjies te teken en om miskien te sing, maar as jy jou kind van 'n jong ouderdom in 'n kreatiewe omgewing plaas, kan dit hom later in sy lewe help om probleme op te los. Dit help met entrepreneurskap. Daar's so baie goed waar jy kreatiwiteit nodig het, wat nie noodwendig in 'n kreatiewe wêreld is nie, maar in jou daaglikse werksaamhede het jy kreatiwiteit nodig en daai kreatiwiteit moet spruit van ergens af. Dan, soos jy gesê het, die laaste punt is akademiese prestasie, want hulle moet onthou, hulle moet begrip hê van wat aangaan en hulle leer ook om te kommunikeer en al daardie 3 goed is dinge wat kinders nodig het om te kan presteer op skoolvlak. Dit is alles waar en vreeslik interessant vir my. As ons nou kyk na, jy weet, die belangrikheid daarvan om kinders reeds van 'n jong ouderdom af aan teater bloot te stel, dan maak dit nou van my sin, want ek bedoel mense hoor van al hierdie voordele, maar julle ervaar dit nou eerstens by die teater, want AfriForum Theater het nogal 'n groot kinderteater aanbod. Ja. So, hoe lyk dit wanneer die kinders teater kom bywoon, wanneer hulle nou byvoorbeeld Liewe Heksie kom kyk, of Juffrou Lientjie, en hoekom sal jy sê, is dit belangrik dat ouers moeite moet doen om reeds van 'n jong ouderdom af hulle kinders teater toe te moet bring? Ek dink in 'n wêreld waar, soos jy genoem het ook in die voordat jy my voorgestel het, In die inleiding. in die inleiding, daar is hy, daar is die woord wat ek soek. Ek dink, is dit so maklik om stories te kan sien vinnig toegang te kry tot 'n storie en dit te kan stop en dalk op iets anders te fokus, of net korter stories, waar ek dink, iets wat teater lekker maak is, ek kan nie stop sodat my kind gou iets anders kan doen nie, of jou kind moet, jy weet, konsentreer en fokus op dit wat nou gebeur, en dit maak dat hulle 'n liefde vir stories en taal en kunste ontwikkel, want hulle begin 'n storie sien van 'n begin tot einde, en natuurlik by AfriForum Theater meeste van die keer in hulle huistaal. Dan, ek het nou 'n bietjie daaroor gepraat, maar van 'n jong ouderdom af word jy emosioneel en sosiaal ontwikkel, of dit bevorder sosiale ontwikkeling, want jy's ook tussen ander kinders. Ek dink byvoorbeeld, jy het nou gepraat oor Juffrou Lientjie, dis vir my so mooi hoe partykeer stap daar hierdie skaam en teruggetrokke kinders in, en dan as jy daarvoor gaan staan en vir hulle kyk, dan staan hulle op en hulle dans saam met hulle maatjies en praat met hulle maatjies. Dis half asof hierdie ander persoonlikheid uitkom, want hulle word in 'n omgewing geplaas waar dit in 'n mate toegelaat word. En dit maak 'n kultuurervaring deel van hulle alledaagse ontwikkeling en opvoeding. Dis nie iets wat hulle later eers mee te doen kry, en dan is dit half hierdie nuwe ding nie. Dis iets wat deel is van hulle, wat trots bevorder in jou in wie jy is. Ja, dit en vir jou kultuur en vir jou taal, want ek dink ook net as mens aanhou
om jouself die hele tyd aan Engelse goed bloot te stel. Ek sien dit nou eerstehands met my boetie, hulle se dogtertjie, wat nou saam met hulle in Kanada groot word, is, jy weet, sy kry Afrikaanse blootstelling, maar sy word groot in Engels, en dit het op die einde van die dag maar 'n invloed op 'n mens se taal en jou kultuur. So dit is ek dink, wat baie waardevol is ook om juis kindertheater, wat eintlik deel vorm van ons kultuur, te koester van jongs af. Ja, veral die tipe stories in Afrikaanse kindertheater het te doen met ons kultuur en hoe ons daarvan hou om goed te hanteer. En nou van 'n jong ouderdom af sien jou kind hierdie karakters, identifiseer dalk met hierdie karakters en leer by hierdie karakters, wat nie noodwendig moontlik is in, jy weet, in Kanada in daai opsig nie. Of hulle doen dit net heeltemal anders, want hulle kultuur is anders. Ja. Maar nou, hoe kan skole en gemeenskappe op 'n gereelde basis op hoogte bly van AfriForum Theater se produksies en opvoedkundige aanbiedings? Wat is al die platforms wat 'n mens kan waarheen jy toegang toe kan kry om te weet wat aangaan by julle? Ja, so jy het ook nou genoem, ons lewe regtig in 'n tyd waar daar's 'n oormaat van inligting oral. So ons probeer regtig om hierdie inligting oral uit te kry. So ons het verskeie opsies, afhangende waarvan jy hou, hoe jy daarvan hou om jou inligting te kry. Ons het 'n e-poslys wat half 'n program uitstuur elke maand. Ons stuur nie net die program vir daardie maand uit nie, want ek weet baie mense hou daarvan om te beplan. So op daardie stadium, wanneer ons daai e-pos uitstuur, stuur ons al die vertonings waarvan ons weet, wat ons reeds vasgemaak het in ons kalender, stuur ons uit, sodat die theatergangers dan kan beplan. Dan het ons ook natuurlik 'n groot sosiale media verskeidenheid. As jy hou van TikTok, ons is op TikTok. As jy hou van Instagram, ons is op Instagram. As jy hou van Facebook, ons is op Facebook. So, julle is welkom om daar te gaan kyk, net AfriForum Theater, net so maklik soos dit. Dan het ons ook 'n bietjie meer direkte sosiale media platform, wat WhatsApp, ons het WhatsApp groepe, ons het ook WhatsApp kanale, al daai goed is onder AfriForum Theater. En as jy na ons webtuiste toe gaan, www.afriforumtheater.co.za, is daar klomp sulke icons, kan mense dit nou noem in Engels, wat nou die spesifieke platform se icon is. Jy kan sommer net op hom druk, dan vat hy jou direk na ons onderskeie platforms toe. Dis nou ook die WhatsApp kanaal, WhatsApp groepe, selfs die e-poslys ensovoorts. So dis baie maklik. Dan in terme van skole wil ek wel noem, ons het so 2 jaar terug begin om 'n spesifieke skolelys bymekaar te hou, want daar is vertonings wat vir ons die geleentheid gee om groepbesprekings te doen, waar groter groepe korting kry, en vir skole is dit natuurlik baie lekker. So dan kommunikeer ons hierdie vertonings aan die skole. So as jy wil deel wees, jou skool wil deel wees van daai lys, stuur vir ons 'n e-pos by theater@afriforum.co.za, en dan sit ons jou op daai lys, en jy sal dan eers weet wanneer daar kans is vir 'n groepbespreking. Okay, dis wonderlik. Ek gaan dit sommer herhaal. Skole wat wil weet van hierdie lys, wat spesifiek inligting stuur wat skole raak of betrekking het tot skole, kan 'n e-pos stuur na theater@afriforum.co.za. Net so. Dan ons laaste vraag wat ek aan jou wil vra, Marnay, by AfriForum Theater spesifiek, het julle ook 'n unieke aanbod vir Afrikaanse skole wanneer dit kom by die theater se fasiliteite en die gebruik daarvan. Wil jy nie vir ons kortliks net bietjie vertel wat dit behels, en weer eens, as skole van hierdie aanbod gebruik wil maak, hoe kom hulle in kontak met julle? So, Afrikaanse skole is natuurlik vir ons verskriklik belangrik. So toe die theater oopgemaak het in 2021, was dit vir ons belangrik dat ons 'n aanbod kan bied waaruit hulle kan baat, waar hulle kan toegang kry tot 'n professionele omgewing. En ons het dit toe reg gekry om, jy weet, 'n tipe van 'n aanbod te maak vir hulle wat spesifiek tot hulle is. Niemand anders kry die aanbod nie, en dit is dat jy tegnies die theater vir 6 ure gratis kan huur,
mits daar nou kaartjieverkope is en ons doen dan 'n winsdeling afhangende op die kaartjieverkope. Daardie winsdeling is 'n vaste persentasie van 70%, 30% wat beteken die skool kry 70% van daardie inkomste, ons vat net 30% van daardie inkomste. Daardie 30% is eintlik dan die enigste inkomste wat ons kry vir die aand. En die skool kry dan die res, hulle kry toegang tot ons perseel, hulle kry toegang tot wonderlike tegniese personeel wat hulle help. Ons het natuurlik 'n klomp tegniese toerusting wat hulle ook kan gebruik, musiekinstrumente, beligting. Ons het 'n fantastiese beligtingsoperateur. Ons het 'n kaartjieplatform wat dan gebruik word vir hierdie kaartjies. Daar's ook nie 'n limiet op hoeveel die kaartjies moet kos of so nie, want vir ons gaan dit nie regtig oor jy weet, ons wil nie geld maak uit skole uit nie. Ons wil vir skole 'n platform skep of 'n geleentheid skep om te kan deel vorm van, jy weet, ons teatergemeenskap. Ja, en wat ek wat net altyd dink is, baie keer leen 'n skoolsaal om nie noodwendig tot die betrokke revyproduksie of musiekblyspel nie. En hier is nou vir hulle 'n geleentheid om regtig teen 'n baie bekostigbare aanbod 'n professionele platform te gebruik. Ek dink dit is regtig wonderlik, veral as mens weet, as jy met kunstenaars in die bedryf ook praat, sal hulle vir jou sê, jou duurste uitgawe is tegnisie en teaters en die huur daarvan. Ja. So, hierdie is regtig 'n wonderlike geleentheid. En hulle kan weer eens uitreik na julle toe, na dieselfde e-posadres, theater@afriforum.co.za. Net so. En ek dink ek wil net ook sê, wat tog belangrik is of lekker kan wees, ek dink dit beteken iets vir 'n kind as hy op dieselfde verhoog optree as waar Bernice West opgetree het, of as waar Bob van Blerk opgetree het. Ek dink dit help met daai, jy weet, daai bietjie kreatiwiteit, of daai bietjie, weet jy, ek kan ook groot droom en dinge kan ook vir my gebeur. So dit is nogal spesiaal. Ja, nee, ek dink dit kan ook bydra tot 'n lekker volsirkel gevoel. Ja. Maar Nai, baie dankie dat jy jou tyd afgestaan het om vandag met ons te gesels. Ek wil ook vir luisteraars uitnooi, daar is 'n heerlike meningsstuk oor die waarde van teater op ons nuusbrief Onderwys onder oë. En in ons nuusbrief wat maandeliks uitkom, plaas ons ook graag advertensies van kinderteater of gesinsvriendelike produksies wat by die teater aangebied word. So luisteraars kan gerus daarna ook gaan kyk. Ons nuusbrief word versprei deur e-pos, maar julle is welkom om deur middel van AfriForum se webblad in te teken op hierdie nuusbrief. Goed, tot ons weer gesels met die volgende episode. Goed gaan en groete.